Dankie Albrecht en die band. Ek voel net ek wil vir ons hierdie skrif lees vanoggend in Hebreërs 1. Dit is nie op die slides nie, maar ek voel tog net ek wil dit lees. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He spoke to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have begotten you"? Or again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son"? And again, when He brings the firstborn into the world, He says, "Let all God's angels worship him." Of the angels, He says, "He makes His angels winds and His ministers a flame of fire." But of the Son, He says, "Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment, like a robe. You will roll them up. Like a garment they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. And to which of the angels has He ever said, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet"? Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Lord Jesus, this morning we stand before you as a church, God, and as your servants. But Lord, we thank you that you also call us sons and daughters, and that we are part of your family. And God, as we worship you now, Lord, and as we sung the songs to you, Lord, and Lord, we bring you praise. We thank you that you accept, Lord, our incense as a sweet offering. Not because of our eloquence, Lord, not because, Lord, of our skilledness, Lord, not because of our efforts, but because of your blood. And God, we want to thank you that as we near the season of Easter, Lord, and it's Palm Sunday today, Lord, we are reminded of the cross. And we are reminded of your finished work on the cross, Lord. And Jesus, thank you, Lord, that because of your effort, Lord, our praise is received in heaven. That you purify us, Lord. We thank you for your blood, Lord. And Lord, I pray, Lord, that in this time, Lord, that we will grow in our revelation of the cross, Lord, of the wrath of God that was poured out on the cross, but also of the love of God, Lord. Thank you, God, that we can look at the cross and we can see both at the same time. And Lord, thank you that God, that you look at us now because we are in Christ, Lord. And your wrath, Lord, is not on us. You love us like a father. And God, this morning we receive that, Lord. As a family, we receive that love. But we give all the glory to our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you, Lord. Amen. Amen. Dankie vir die geleentheid. Ek sal probeer om nie te lank te praat nie. Dis soos Albrecht gesê het, julle sit al lank. En ek dink wat ek op my hart het vandag is, gaan bietjie daarin Exodus 'n draai maak, maar ek het gevoel die Here wil vir ons net vandag weer kom herinner dat, en dit was my so mooi, dit is my altyd so mooi as jy iets sing in aanbidding wat aansluit by jou boodskap, en dit gebeur gewoonlik sonder dat jy gekonkel het met
met die worship leier gewees en hierdie liedjie wat ons gesing het oor ons storie. This is my story, this is my song. Sluit vandag aan by die titel wat ek het en die vraag wat ek vanoggend het is, wat is jou storie? What's your story? En ek dink baie keer daai vraag kan aggressief gevra word, nê? Wat is jou storie? Jy weet, ons vra dit dalk baie keer vir ons kinders, en ek wil ook nou net soos sê vir die mense wat voel hulle kinders luister nie na hulle nie. Dis hoekom ek my seun saamgebring het, want dan leer hy moet na my luister wanneer ek preek. Hy kry elke Sondag die geleentheid daarvoor. Maar ek voel die Here wil vanoggend vir ons 'n uitnodigende vraag kom vra. Met 'n vaderhart wil hy kom vra, maar wat is jou storie? Met 'n counselors hart wil hy kom vra, wat is jou storie? Dat hy vir jou vanoggend wil kom soos en sê, hy stel so intiem belang in jou storie. En almal van ons ken nie mekaar se stories nie. Wat ek dink baie keer maak ons armer, want ons is baie keer geneig as gevolg van ons tradisie of ons godsdienstigheid, dat ons wil net die mooi stories vertel. Ons wil net die goeie stories vertel en ons voel, luister, as ek nou nie iets groots in die lewe bereik het en as ek nou nie vir die bokke uitgedraf het of as ek weet nou nie die CEO van 'n groot company was en met 'n mooi kar gearriveer het ek nie 'n storie om te vertel nie, wat 'n absolute leuen is. En ek dink juis in die tye wat ons die nederigste en die broodste is mense se stories vir ons die spesiaalste. En ek dink dis hoekom die Here ook vir ons roep om nederige mense te wees, that he gives grace to the humble. En deel van daai grace baie keer is ook mekaar se stories. Maar die heel belangrikste natuurlik, die storie waarby ons storie moet inpas, is die storie van God. En dis waar die woord history vandaan kom, it's his story. En ek dink, maak nie saak waar jy op die oomblik in jou pad met die Here is nie, jy kan dalk vandag hier sit en jy kan sê, luister, op die oomblik het ek nie 'n mooi storie om te vertel nie. Jy weet, dit voel vir my, jy weet, dat die Here het my kom haal uit 'n moeilike storie en toe het my storie mooi geloop vir 'n tyd en toe op 'n stadium, jy weet, het iemand anders my pen gevat. Of weet, ek het begin bewe terwyl ek skryf en dinge maak nie lekker sin vir my op die oomblik nie. Maar ek dink wat ek vanoggend net weer eens vir julle wil kom bemoedig mee is dat ons het 'n God van hoop en 'n God van liefde wat nog steeds besig is met ons storie. En dat ons die voorreg het as gevolg van Jesus Christus om so deel van daai intieme storie te wees. Ek het so ruk terug, ek het sommer, dis 'n sekulêre boek wat 'n Joodse ou geskryf het, hy's 'n verslaggewer en die boek het gegaan oor, is daar in die 70s en die 80s oor, hy het verlang in Beirut gewoon en die van julle wat ouer is sal onthou van die oorlog in daai tye en die burgeroorlog, the civil war in Beirut. Is dit alright as ek Afrikaans praat? Ek kan Engels toe swaai. Is verstaan? Is dit ja, maar alles gaan nie oor jou nie, Christof, jy weet. Ek kan die preekie naby jou huis vir jou ook gaan herhaal, maar ek's regtig, soos ek sê, ek het in die Mililande van die Vrystaat leer swem en Engels praat. Maar ek kan oorswaai as jy, ja, so wys maar net as jy nou nie meer in Afrikaans volg nie. Maar die man het geskryf, hy het 'n stuk geskryf oor Beirut en hy het 'n stuk geskryf oor Jerusalem en daar's 'n stukkie wat vir my uitgestaan het. Hy het gevra, hoekom is almal so behep met Israel? Hoekom is almal so behep met daai klein landjie? En daar's natuurlik 'n klomp redes. Daar is natuurlik, weet ons kyk na Israel want dis vir ons een van daai goed wat vir ons weet wat gebeur in die tye. Is dit nou die eindtye? Is dit nou die derde wêreldoorlog wat kom? Dit bring vir ons hoop, dit bring vir ons vrees. Weet, love or hate Israel. Ons sien dit op die oomblik in die wêreld dit afspeel. Jy weet dat mense is lief vir Israel en mense het 'n absolute afskeid en haat teenoor Israel en jy kan seker boeke vol oor dit skryf, maar die ding wat vir my uitgestaan het is hy het gesê dat maak nie saak wie jy op hierdie aarde is nie. Israel verteenwoordig die superstorie van God. Dat dit is waar die begin was en dit is ook waar dinge volbring gaan word op die einde van die dag in mense se persepsies. So baie mense kyk na Israel en hulle hoop dat hulle gaan faal, dat hulle gaan misluk. Want soos wat hy dit stel, hy sê
want mense meet hulle moraliteit. Daar's 'n koneksie tussen die woord van God, die waarheid van God en Israel. En mense het hierdie persepsie dat as Israel val, as hulle droog maak bedoel ek, nie as hulle vernietig word nie. Jy weet, want Israel is nie perfek nie, daar's baie sonde daar. Hulle het Jesus regtig nodig, maar hy sê, as jy kyk na Israel en jy sien hoe hulle droog maak en hoe hulle foute maak, dan voel jy bietjie beter oor jouself. En soos hy dit gestel het, so if the good people morally fail, then we can go and play tennis. Dis hoe hy dit gestel het. We don't have to worry, ons kan ons stokperdjies gaan volg en ons hoef nie bekommerd te wees oor hierdie morele druk wat op ons is om reg te lewe nie. En dieselfde geld vir die druk wat ons ervaar as gelowiges. Ons as gelowiges ervaar ook dat mense ons verskriklik fyn dophou en jou met klippe wil gooi as jy lewe nie reg kry nie. As jy nou net 'n vloekwoordjie laat val, of as jy nou net droog maak, of as jou storie nou net loop soos wat hy nie moet loop nie, voel iemand anders beter oor hulle lewe. En ek hoop ek gaan nou begin sin maak in wat ek wil sê. Die ding wat ek probeer sê rondom die superstorie is, die wêreld het 'n behoefte en 'n begeerte om deel te wees van iets groters. Ons almal het 'n behoefte om deel te wees aan iets groters, maar ons mis die hele tyd die merk. Ons het ontdek as gelowiges dat die groter storie is Christus. Jesus Christus, as jy deel wil wees van die groot storie, moet jy deur die weg, die waarheid en die lewe gaan. Dit is wat ons geproe, dit is wat ons gesmaak het. Dooie godsdienstigheid probeer dit vir ons kom reïneer. Dooie godsdienstigheid wil vir ons storie nie so vreugdevol maak nie. En wil hê ons moet swaarmoedig deur die lewe gaan, en wil hê ons moet daai druk ervaar van mense wat ons die hele tyd dophou in ons performance. En Christus kom en hy sê, luister maar, ek het julle vrygemaak. Galasiërs 5 vers 1 waar Jesus sê, for freedom I have made you free. Therefore do not submit again under a yoke, under the yoke of bondage. Christus het ons vrygemaak. En ek hoop my storie gaan sin maak vanoggend, maar ek dink die eerste stukkie skrif wat ek vanoggend wil lees is, ek spring al die pad daarna Exodus 3 toe, en Brett, as ek iets vir jou vandag wou, jy is nog hier, nee, of is jy, nou dat jy pastoor is, nou as jy gaan sendingwerk doen, nee, nee, ek het net, 'n gebed wat vir my net, ek wil net sê, Exodus 3 is, wat vir my so mooi is, ek gaan nou in vers 6 begin, maar dit begin met Moses wat die skape oppas. Hy is besig in die veld en hy is besig om die skape op te pas, en ewe skielik sien hy hierdie bos wat brand. En Moses het net soos ons die keuse gehad om te sê, luister, dis vir my te weird, ek gaan liewer op die skape fokus, ek gaan in die moeilikheid kom by my skoonpa, ek moet skape kyk, but he turned aside. En dis my gebed vir jou ook net, Brett, is dat you often turn aside to meet with God. Dis 'n gebed vir almal van ons, that we often turn aside to meet with God, because when we meet with God, that is the place where we get our instructions. That is the place where we get our healing. That is the place where our stories get aligned again. Dis die plek waar ons weer gerekalibreer word. Exodus 3 vers 6 staan daar die volgende, and he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. En toe ek hierdie stukkie weer lees, toe moet ek 2 keer gaan lees. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Dis asof God vir Moses kom soos en sê, luister, ek ken jou storie al van lank voordat jy jou eie storie ken. Ek was al in jou pa Amram en jou ma Jochebed se tyd, was ek besig om jou storie te skryf voordat jy 'n idee was. En die Here sê vir ons presies dieselfde. Hy sê, ek ken vir jou al van die begin af, voordat jy nog 'n idee was ek al reeds besig om jou storie te skryf. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God.
Then the Lord said, I have surely seen the afflictions of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters. Dis 'n woord wat vir my uitgespring het toe ek daai skrif gelees het. Ons het vanoggend daar agter het ons gebid daaroor en almal van ons kan vereenselwig, mooi Afrikaanse woord wat relate beteken vir die Engelse mense, met goed in ons lewe wat taskmasters is. Die Afrikaans sê slawedrywers. En ek dink verskriklik baie aan my eie lewe en ek dink verskriklik baie aan hierdie stukkie apparaat. En wat 'n slaaf het ek geword tot die dingetjie. Vanoggend het iemand gebid oor die uitdaging wat ons het met ons jeug en met tegnologie. Maar ons is deel van daai uitdaging. En ek besef dat tegnologie het 'n geseentheid in hom, maar het ook 'n gevaar in hom. Soos baie dinge in die lewe. En ek vra vir myself af, ek probeer 'n klomp goed as ek hierdie stuk lees in Exodus 3 en ek kan nie vandag aan alles ingaan wat die Here met my al gepraat het nie, maar ek wil julle bemoedig dat jy altyd die woord moet vat en van toepassing moet maak op jou tyd hier en nou en prakties moet maak. Jy moet verstaan die geskiedkundige deel, maar jy moet ook verstaan die tyd nou prakties in jou lewe. En vir my probeer ek soos in dink, wat is die slawerny in die Egipte wat vir ons dryf en wat vir ons besig hou? Ons ken die storie van Egipte en van die Bybel. Ons het die hele Bybel as 'n storie om na terug te kyk. Maar Moses het dit nie gehad nie, né? Moses het nie 'n Bybel gehad, Moses het nie hierdie storie gehad om op terug te val nie. Ons is in die bevoorregte posisie om op ander mans en vrouens uit die verlede se ervarings terug te gaan en te kan sê, hoe het hulle na hierdie storie gekyk? Moses het self, hy was die een wat Genesis, Exodus, Levitikus, nee, was ek nou, ja, is reg, amper sê ek Markus, Lukas en almal daar. Hy is die een wat die eerste 5 boeke geskryf het. Die Pentateuch, hy is die een wat dit neergepen het. En hy het 'n storie om na terug te kyk. En dit sit ons in die posisie om na hierdie stories te kyk en dit van toepassing te maak op ons eie lewens. En ek vra vir myself, wat is ons Egipte in slawerny? Wat is op die oomblik die taskmaster wat jou storie kom belemmer? Wat is dit? Miskien is jy op die oomblik soos ek is regtig 'n verslaafde hieraan. Ek spandeer gans en al te veel tyd. Ek weet nie of ek die oefening met die jeug gedoen het, het ek dit gedoen, Rian, toe ons hier was, en gesê het, haal jou foon uit en doen nie, ja, jy hoef dit nie vandag te doen vir die tyd nie. Maar ek dink jy moet gereeld gaan en daar so 'n wellness funksie op elke selfoon. Gaan kyk op daai wellness funksie, hoeveel tyd spandeer jy aan wat? Jy besef dit nie, maar besef hoe vasgevang is ons in hierdie ding. Maar dis nou een ding. Wat is die ander ding wat 'n vrees in jou lewe veroorsaak? So ruk terug het iemand soos gesê, jy kan na enige land in die wêreld toe gaan, and the narrative at the moment is a narrative of fear. Dis nie net in Suid-Afrika nie. Dis nie net in Suid-Afrika waar daar sosio-politiese goed is wat 'n vrees storie op ons probeer afdwing nie. En ek dink dis wat ek vanoggend vir ons wil kom herinner, dat daar's taskmasters wat 'n fear narrative, 'n vrees storie die heeltyd op jou wil afdwing. Jou omstandighede, jou bankbalans, die nuus wat jy lees, wat dit ook al is. Bring 'n vrees storie op jou af. En die Here sê, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt. I have heard their cry because of their taskmasters. God kom sê vir oggend vir jou, dis nie net 'n skrif in die Bybel vir lank terug nie, I have seen you, en jy moet dit weet, jy moet weet God kyk vir jou, hy kyk nie boor jou nie, hy sien jou. I know their sufferings and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land to a good and a broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. En dit is nie net die pastoor se werk meer
to bring people out of the Egypt nie. Dis elkeen van ons se werk. Dis my werk om partykeer vir myself te bedien. Iemand so ruk terug het ek gelees, die ou het geskryf, hy het gesê, a lot of us wants to transform the world, but we do not want to transform ourselves. En ek dink wat hy bedoel het, we do not want ourselves, we do not want to allow God to transform us. Dis waar dit neerkom, we can't really transform ourselves. Maar as 'n eienaarskap wat ek oor myself moet neem en sê, Riek, as jy regtig wil verander, as jy regtig wil vrykom hiervan, gaan jy 'n nederige posisie moet inneem. Jy kan nie net oorgee nie. Jy kan nie net oorgee en saam met die stroom van die wêreld gaan nie. En Riek, jy gaan moet hulp soek. Riek, jy gaan met ander broers en susters moet gaan en ons gaan saam met repent en ons gaan saam deur 'n ding moet stoei. En ons skuld dit aan die volgende generasie. Maar ons skuld dit net soveel aan onsself. Ek bly 'n skepping en 'n seun van God wat hom moet verheerlik in wat ek ook al doen. En ek dink ons woon in 'n land waar victimhood is rampant. Ons is 'n slagoffermentaliteit en God sê dis nie hoe ek jou gemaak het nie. En dit is vir my wat so mooi is van hierdie storie in Exodus. Jy sit met 'n nasie wat vir 400 of 430 jaar in slawerny was. Ek probeer eintlik nou nog uitfigure. Ek dink hulle was onder die farao se letterlike slawerny so 210 jaar. Maar in Egipte was hulle langer as 400 jaar, maar dit maak nie saak nie. Daai kultuur het hulle begin beïnvloed. Hulle identiteit is begin aftakel. Wie hulle is, wat hulle moes doen is begin aftakel. En hulle het 'n slagoffermentaliteit ingeneem. Dis wat so mooi is van die superstorie van die Here is dit bly dieselfde en ons kan relate. As jy sukkel met 'n slagoffermentaliteit, daai ding van ek voel asof niks in my lewe wil uitwerk nie. Ek voel asof ek die heeltyd die een is wat te nagekom word. En in my kop is dit die storie wat ek begin vertel. En dis die storie wat ek begin glo. Roep die Here ons gereeld, nie net in tye soos hierdie nie, maar wanneer ons met sy woord sit, when we turn aside to the burning bush, he calls us and he says, I have made you a son and a daughter that can overcome. En ek dink ons ander probleem is, ons woon in daai McDonald's tyd, ons wil hê dit moet nou gebeur. En ek kan nie ontspan nie, want Here, jy het nog nie vir my deurbraak gegee wat ek nou wil hê nie. En Here sê my, ek is besig om jou iets anders te leer. Ek is besig om jou geduld te leer. Ek is besig om jou long suffering te leer. Ek is besig om jou tenacious te maak vir die volgende seisoen in jou lewe. I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Ons harte word aangeval, ons gedagtes, ons emosies word aangeval, ons fisiese liggame word aangeval. The enemy comes to steal, kill and destroy the story of God's people, the same mission. En waarvoor ek die Here vanoggend vertrou is net 'n plek waar ons besef there's a change of ownership. Israel moes dit besef het, die Jode moes dit besef het. Hierdie slavers, hulle moes gegaan het van waar hulle die besittings, die letterlike besittings van die Egiptenare was, under taskmasters. Moes daar 'n change of ownership plaasgevind het na hulle God toe. En dis wat die Here vir ons nog steeds sê. Hy sê, ek kom elke dag na jou toe en ek weet jy het jou lewe vir my gegee, maar daar is sekere aspekte van jou waar daar 'n eienaarskap moet plaasvind. Jy hou nog daaraan vas. Uit vrees of gewoonte of afgodsdiens of wat ook al. Ek wil hê jy moet dit vir my oorgee. Ek wil hê jy moet jou hart gereeld oopmaak sodat elke aspek van jou hart oorgegee kan word. My kinders weet al, hierdie is my sê dingetjie, dat God wil ons identiteit verander, hy wil ons doel in die lewe verander, hy wil ons destiny of ons rigting verander en hy wil ons legacy verander. Ek smal oor daai woord legacy, 'n nalatenskap. En dit is bonatuurlik. Ons kan nie dit self doen nie. En wanneer ek eienaarskap verander van my storie, en alles van my lewe vir die Here gee, begin daai storie weer geskryf word. Nie maklik nie. Ek dink dis die grootste ding dis een van die grootste goed wat ek as 'n gelowige besef het. Jy dink mos as jy tot bekering kom, jy sou aan die lewe dan lekker gebeur, jong.
En dan sê Here soos nee, ek het vir jou 'n storie geskryf, ek het vir jou 'n ander storie geskryf wat nie altyd so maklik gaan wees nie. En dit gaan nie altyd so mooi in die wêreld se oë lyk nie. Maar dis jou storie. En die belangrikste wat jy moet weet is, ek stap saam met jou deur daai storie. Vers 11 sê, Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt?" He said, "But I will be with you, and this shall be the sign for you, that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain." Moses, hierdie magtige leier, word net soos jy en ek aangeval in sy identiteit. Hy is double-minded, hy is dubbelhartig. Die Afrikaans sê dit so mooi. En hy het oppositie van buite, die wêreld, the world, the flesh and the devil. Dis die oppositie wat ons van die buitekant af ontvang, maar hy het ook oppositie van sy binnekant. Hy self sukkel met insecurities. Ek is 'n moordenaar. Ek is bloot eenvoudig my skoonpa se bestuurder van sy skape. Ek weet nie eens of Moses sy eie skape gehad het nie. Ek weet nie wat was al Moses se issues nie. En die heeltyd terwyl die Here met hom praat, is dit opbouend. Dis asof die Here die heeltyd dit kom herhaal in hom en vir hom kom sê, luister Moses, luister na wie ek sê jy is. En Moses, jy het 'n openbaring nodig van wie ek jou God is. I am the God who sent you. Vers 16 lees ons, "Go and gather the elders of Israel together and say to them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, has appeared to me, saying, I have observed you and what has been done to you in Egypt. And I promise that I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, and to a land flowing with milk and honey. And they will listen to your voice, and you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us, and now please let us go 3 days' journey into the wilderness that we may sacrifice to the Lord our God. But I know that the king of Egypt will not let you go unless compelled by a mighty hand. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all the wonders that I will do in it. After that he will let you go, and I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And when you go, you shall not go empty, but each woman shall ask of her neighbor, and any woman who lives in a house for silver and gold, jewelry and for clothing, you shall put them on your sons and your daughters, so you shall plunder the Egyptians. So my uitstaan daar in vers 16 is, die Here stuur vir Moses en hy sê, gaan na die ouderlinge toe, gaan na die elders toe. En die elders vir my is soos in hierdie opset is dis die hoof van die huishouding. Dis die leiers in die gemeenskap. Dis die gesagsposisies. Dis die mense met invloed. Maar dis ook hulle wat liefde gee, dis hulle wat omgee, dis hulle wat identiteit moet help vestig in hulle families en in 'n volgende generasie. En dan bly praat dit met my, hoe kry 'n man dit reg wat vir 200 of 400 jaar in slawerny was? Dit was nog nie net hy nie, maar generasie na generasie na generasie na generasie. Dit vat 'n groot bonatuurlike God om 'n man se gedagtes in sy hart te kom omdraai, sodat hy in 'n volgende generasie en in homself die Here kan toelaat om die ware identiteit te vestig. En dis wat God vir Israel kom sê. Ek wil nie net in jou as 'n individu 'n nuwe identiteit kom vestig nie. Ek wil ook in julle as 'n kerk 'n nuwe identiteit kom vestig. Ek wil ook in julle as 'n kerk kom wakker maak. Wat is die doel waarvoor jy geskape? Wat is die rigting waarna jy op pad is? En wat is die legacy wat jy gaan los? En dis wat Jesus Christus vir ons kom wys het. Hy het dit vir ons kom oopmaak. Hy het vir ons kom sê, luister, op die kruis vat ek die weerwraak, die toorn van God, en ek demonstreer tergelykertyd die straf wat God op die wêreld moet uitgooi as gevolg van sy heiligheid. Maar terselfdertyd demonstreer ek die liefde van God vir my mense. En ek gee vir almal die geleentheid
om deur Christus in God die Vader se teenwoordigheid in te stap. En te sê, Here, hier is ek, naked and unashamed. Here, ek sit met soveel jare se slawerny in my wese. Maar Christus, jy het betaal daarvoor aan die kruis. Ek sê vir jou dankie, Here, dat jy kom vrymaak het. En Here, ek kom willingly submit myself tot die proses van jou heiligmaking. Dankie, Jesus. Dankie daarvoor. En dis wat ek regtig vertrou voor gaan gebeur in hierdie volgende tyd, soos wat ons op pad is, om die kruisiging, die dood en die opstanding van Jesus weer te vier. Dat dit nie net 'n godsdienstige ding op 'n kalender sal wees nie, maar dat ons as individue, as mans en as vrouens, as gesinne, 'n vryheid in Christus gaan ervaar, wat net hy kan gee. Wat vir my so mooi is van hierdie stukkie is, hoe die Here kom en hy bring 'n belofte wat nog nie 'n realiteit is nie. Hy bring 'n beloning, iets simpels wat ek raak gelees het hierso. Maar hy sê, luister, die vrouens, die saggeaardes, die nurturers, hulle gaan die plunderaars wees. Dis nie die Mongols, dis nie die Vikings nie. Hierdie magtige nasie van Egipte, wat was seker die Amerika van daai tyd gewees, gaan geplunder word deur die saggeaardes, as gevolg van 'n werk wat ek gedoen het. Die mans gaan nie die swaard hoef te trek nie, maar daar gaan gespreek moet word, die elders gaan geroep moet word, die waarheid gaan gespreek moet word, maar ek gaan iets kom doen, as een van die twee tekens, om te wys, ek is in julle midde. En dis wat vir ons die Here vertrou. Here, daar is sekere goed wat ons gaan nie oorwinning kry deur met mekaar te sit en gesels nie. Here, ons gaan nie oorwinning kry deur net mekaar se stories vir mekaar te vertel nie. Here, ons moet jou elke keer in ons storie innooi. Elke liewe keer moet ons sê, Here Jesus, jou gees kom in, jou gees kom in. Help my om my storie te skryf. Ek gaan begin afsluit, en ek gaan vir Brett die skuld gee daarvoor, want ons is al lekker lank aan die gang. Ek wil vra dat julle staan vir oggend. Hier in Exodus 6, en dis wat ek wil sommer net, al is dit net die begin van iets vir oggend, ek wil 'n bruggie bou tussen Exodus 6 en Matteus 6, waar Jesus vir ons leer hoe om te bid. En hier in Exodus 6 kom Moses na die mense toe en hy kom sê vir hulle weer eens, wat is die Here se belofte? Vers 7 sê, I will take you to my people and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burden of the Egyptians. I will bring you into the land that I swore to give Abraham, to Isaac and to Jacob. I will give it to you for a possession. I am the Lord. En dan is daar hierdie hartseer stukkie in vers 9 wat sê, Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery. En ek voel net dis wat die Here vanoggend vir ons weer eens uitnodiging gee. Hy sê, luister, miskien is jy vanoggend hier en jy ervaar 'n broken spirit en jy ervaar harsh slavery as gevolg van 'n besige kalender, besige skedule. Dis asof jy weet waarmee jy besig is 'n gejaag na wind, maar jy kan nie uit dit uitkom nie. Jy weet in jou binneste, jy het nodig om af te draai na die brandende bos toe, jy het nodig om op te stap na die berg toe en
en tyd met die Here te spandeer. Jy echo wat albei gesê het, dat yes, as hy Malawi toe gaan, dan ervaar hy stilte en hy ervaar die stem van die Here. En ek wil regtig hê dat ons as 'n gemeente vanoggend die Here vertrou dat daar 'n skuif in eienaarskap vanoggend sal plaasvind. Sodat ons gereeld kan sê ons het geluister. And that we do not have a broken spirit anymore, but we have a healed spirit. And we are not under harsh slavery anymore. Ons is vry, of dit slawerny van tegnologie is, of slawerny van 'n besige skedule, of slawerny van die wet is, of dit 'n godsdienstigheid is, of dit 'n verslawerny van een of ander substance is. Ek wil ook ons kom herinner vanoggend aan hoe Jesus ons leer bid het. En Here, vanoggend wil ons na U toe kom in lofprysing en in danksegging. En ons wil kom dankie sê, Jesus, dat U vir ons kom vrymaak het aan die kruis. En Here, ons wil vanoggend kom dankie sê dat ons kan bid, Onse Vader wat in die hemel is. Dat ons kan bid, Here, hallowed be your name. En Here, dat ons weet deur dit, Here, word ons liefde en ons vrede en ons vreugde en ons geregtigheid weer gevestig. Dankie dat ons as 'n familie op 'n Sondagoggend so by mekaar kan kom in 'n heilige atmosfeer. Maar Here, ek wil vanoggend kom bid, Here, vir mense om as individue en as families dieselfde ervarings te hê, Here. Ek wil kom vra, Here, dat hulle onder die juk, Here, van slawedrywers sal uitkom, Here, en sal kan afdraai na die brandende bos toe en tyd saam met U kan spandeer en daar kan bid, Our Father, who art in heaven. Ek wil kom bid vanoggend, Here, vir paas wat bekommerd is, Here. Vir ma's wat bekommerd is, Here. Vir kinders wat bekommerd is, Here. Ek wil vanoggend kom bid, Here, waar 'n fear narrative, Here, huishoudings en huwelike en individue kom oorneem het, Here. Wil ek vanoggend kom bid, Here Jesus, dat U die een sal wees wat dit kom breek. Want dis net U wat in ons harte kan kom werk. Maar ek wil kom vra, Here, dat elke poging van ons kant af, Here, sal begin met Onse Vader wat in die hemel is. En Here, mag U naam groot gemaak word, Here, in ons gebed. En mag ons probleme klein word, Here. Verdwyn klein word. As ons dit vergelyk met U grootheid. Lord, this morning I pray, Lord, that every fear narrative will be replaced, Lord, by a faith and hope and joy and peace and love narrative, Lord. Bid dit in Jesus' naam. Lord, we pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And Lord, we've tried in the past, Lord, to reprioritize home and family and work and mission, our country, our world, our emotions, our feelings and everything, Lord. We've tried that. And this morning, once again, Lord, we pray for help. We say, Lord, come and help us in our discipline, Lord. Come and help us, Lord, to work the ground and to sow the seed, but you bring the rain and you bring the growth, Lord. We acknowledge that, Lord. We acknowledge there's things in our lives that we cannot do, Lord. And we pray that your kingdom will come and that your will be done on earth as it is in heaven, Lord. And we pray, God, give us our daily bread. Here, kom gee vir ons wat ons nodig het vir elke dag. In liggaam, in siel, in gees. Ons bring ons emosies na U toe, Here. Ons gedagtes, ons gevoelens, Here. Ons turmoil. Ons bring dit na U toe, Here. Here, kom gee vir ons die finansies wat ons nodig het. Die klere aan ons lyf wat ons nodig het, Here. Vader, help ons, Here, om dit te gee vir die, Here, wat minder bevoorreg is. Ons bid dit oor hulle in Jesus' naam. En Here, ons bid, vergewe ons skulde. Ons draai binne toe vanoggend, Here, en ons sê, Here, kom vergewe ons.
Vergewe my, Here, waar ek onvergewensgesind is, waar ek met bitterheid rondloop, waar ek teenoor U gesondig het, of waar ek teenoor my medemens gesondig het. Ons repent vanoggend, Here. En Here, ons ontvang times of refreshing in your presence, want U woord beloof dit. Dankie vir 'n varsheid wat inkom, soos wat ons skoon maak, Here. En Here, vanoggend, Here, kies ons om verhoudings te reset, deur te sê, Here, ons vergewe hulle wat teen ons sondig. Here, kom help ons daarmee. Kom help elke man, vrou en kind, Here, wat met iets rondloop, wat hulle dink, yes, ek kan maar nog so 'n bietjie aan hierdie kwaad vashou. Ek kan maar nog so 'n bietjie aan hierdie bitterheid vashou. Here, vanoggend wil ek kom vra dat die Heilige Gees in elke hart sal werk, in hierdie oomblik. Maar Here, soos wat ons huis toe gaan ook, en in hierdie week, help ons om vinnig te wees om te vergewe. Help ons om nie met grudges rond te loop nie, Here. En Here, ons bid, lead us not into temptation. Help ons om wakker te wees, Here. Vir dit wat die wêreld, die vlees en die duiwel na ons kant toe gooi. Help ons om weg te bly van temptations af, Here. En help ons om accountable te wees teenoor ons broers en ons susters. En help ons, Here, om hulle te help om weg te bly van temptations af, Here. Mag ons niks as vanselfsprekend aanvaar nie, Here, maar mag ons wakker wees vir elke brullende leeu daar buite. And God, may we rebuke with authority and with force. May we be awake, Lord, and alert. In Jesus' name. And Lord, we pray, deliver us from evil. I want to pray today, God, for every man, woman, and child, dear Lord, who are demonically oppressed. I pray, Father God, Lord, that right now, God, you will lift, Lord, whatever demonic thing wants to hinder them, Lord. Everything that's pressing heavily, Lord, on their shoulders or their minds or anywhere else in their bodies, Lord. As a church we come, Lord, and we rebuke that in the name of Jesus. Let every demonic taskmaster be broken in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. En Here, ons sê vir U dankie vir getuienisse, Here. Getuienisse, Here, van hoe U ons, amper sê, gemaklik vrymaak, Here. Sonder drama, net gemaklik, want U is 'n God van vryheid. Dankie, Jesus. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ek wil net ter afsluiting, Christof, ek weet nie of jy nog iets wil bygevoeg het nie, maar ek het sommer net, hoef dit nie nou te doen nie, tyd is eintlik al op, maar ek voel sommer net dat gesinne, ek nou, skus Kari, dat ek nou weer vir jou op die spot gaan sit, maar ek en hy ry vanoggend hier nou toe vroeg, dit is mistig, dit reën, en nou begin ons twee gesels, maar ons is nog deur die slaap, en nou vra hy vir my 'n paar vrae, en dan probeer ek vir hom terug antwoord, maar dis maar so half hakketak, dan vra ek nou maar weer vir hom hokkie vra, want dis al waaroor ons kan praat, wat ek dink hy weet iets van in die lewe, meer as ek, en dan probeer ons nou 'n gesprek aan die gang sit, maar dit gaan maar moeilik, en ons praat eintlik gewoonlik maklik met mekaar, maar ek dink daar is baie gesinne wat in dieselfde bootjie is. Ons is nie doelbewus, wat is die woord Engels, intentional, in having meaningful conversation with one another. En ek dink baie keer, weet, ons gaan soek dan counselors, waarmee niks verkeerd is nie. Maar ek dink die Here het die familie eintlik so aan mekaar gesit, dat dit is een van die primêre plekke waar ons veronderstel is om ons genesing te kry. En dit is een van die primêre plekke waar ons veronderstel is om ons storie te skryf. Maar die vyand kom met die simpelste maniere, dat ons as families en gesinne nie kan connect nie. En ons neem dinge van selfsprekend. Ek neem dit van selfsprekend dat ek in Cardo alright is. Maar as ons nie intentioneel, en as ek gaan, ek weet almal van ons is nie extroverte nie, party is introverte.
Maar daar's daai plekke waar ons net spasie moet skep, van die gemors net een kant moet sit en toesluit en sê, Here, kom, ons wil saam bid. En Here, ons wil net gesels en ons wil lag. En ek wil beamoen wat Christof gesê het oor julle Bred. Mag julle baie lag in die ministry, mag julle baie vrede hê, mag julle baie vreugde hê, want dis hoe die wêreld ons moet ken. Nie swaarmoedige gelowiges wat onder taskmasters sit nie. En dis my versoek en my gebed. Mag julle as gesinne iewers in hierdie dag of hierdie week tyd maak om sekere gewoontes te breek sodat nuwe gewoontes gevorm kan word en God, ek wil amper sê primêr deur ons samesyn in families verheerlik kan word. Julle het dit vir my geleer nou die dag toe ons met Bred gesels het, vir my so mooi wat Christof gesê het, wat goed is vir die families is goed vir die kerk en wat goed is vir die kerk is goed vir die families. Dankie daarvoor. Here Jesus, ons sê vir U dankie vir hierdie dag. Ons sê dankie dat ons kan deel wees van U storie. Here, kom neem ons stories oor, Here. Ons wil nie eers kom vra vleg ons stories in U storie in, Here. Kom neem ons stories oor. Kom vat ons hande, Here. Vat ons penne dat ons sal skryf wat U wil hê ons moet skryf. Sal sê wat ons moet sê, sal stil bly wanneer ons moet stil bly. En Here, mag ons stories wanneer dit gelees word, the good, the bad and the ugly, U naam glorify. Mag Jesus se naam groot gemaak word deur dit. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle.